Goeienaand en welkom by ons aandgesprekke vanuit die Psalms. Vanaand is Psalm 18 aan die beurt. Here, ek is baie lief vir U. Op een of ander manier is ek nogal huiwerig om dit so eenvoudig en reguit vir die Here te sê. Op 'n manier klink dit nie reg nie. Voel effens onrespekvol om so met die Here te praat. Of dalk weet ek bloot nie wat ek sê as ek dit sê nie. Dis te meer so as ek besef dat hierdie oor 'n gevoelvolle woord gaan, wat 'n aangetrokkenheid en hartlikheid, innige liefde en toegeneentheid impliseer. Dawid skryf die Psalm, soos in die inleiding in vers 1 weergegee, wat hy met hierdie innige liefdesverklaring begin, nadat die Here hom gered het uit die mag van al sy vyande en uit die mag van Saul. Die verklaring volg dus op die reddende genade van die Here. Die Here is vir Dawid 'n sterkte, 'n rots, 'n skuilplek, 'n skild, 'n sterk verlosser en 'n veilige vesting. Hy het uit doodsituasies tot die Here geroep en die Here het ingegryp van bo af in sy lewe. In 'n amper bo menslik verhewe taal beskryf hy in vers 8 tot 19 hierdie God se ingrype in sy lewe. Ons lees vanaf vers 14. Die Here het uit die hemel laat reën, die Allerhoogste het sy stem laat hoor in haal en weerligstrale. Hy het sy pyle afgeskiet en die vyand het mekaar gejaag, hulle met 'n menigte weerligstrale op loop gejaag. Die seebodem het sigbaar geword. Die fondamente van die aarde is blootgelê deurdat U, Here, op hulle gebulder het met die orkaan van U toorn. Van bo af het hy sy hand uitgestrek en my gegryp, my uit geweldige waters uitgelig. So is die reddende, ontfermende liefde van God. Hy het sy seun uit die hemele gestuur, om hierdie redding en verhouding hier op aarde moontlik te kom maak, om mense van die dood te red. Daarom is ons liefde vir die Here altyd reaktiewe liefde. Alles begin by hom. My liefde vir hom is uit reaksie op sy liefde vir my. Daar is in die Psalm aan die ander kant van hierdie liefdesverklaring van Dawid, wat aanvanklik vreemd op ons oorval. Hy skryf vanaf vers 21, die Here het aan my reg laat geskied. Hy het my onskuld aanvaar, want ek het die wil van die Here gehoorsaam en my nie teenoor my God skuldig gemaak nie. Ek het my deur al sy bepalings laat lei en nie van sy voorskrifte afgewyk nie. Ek was opreg vir hom. Ek was op my hoede teen enige ongeregtighede. Die Here het aan my reg laat geskied, want ek was onskuldig in sy oë. U betoon U getrou teenoor die getroue, opreg teenoor die opregte, rein teenoor die reine, maar U verwerp die huichelaar. Dit klink dit amper asof die Here nie 'n keuse gehad het om vir Dawid lief te hê nie. Want hy sê hy is onskuldig en opreg en gehoorsaam aan die wil van die Here. Die deel van die Psalm lê klem op die verantwoordelikheid van die mens binne in die liefdesverhouding. Dit kom nie net van een kant af nie. Om God lief te hê is om sy gebooie te gehoorsaam. Wanneer die mens opreg, onskuldig en volgens die wil van die Here leef, het dit tot gevolg dat dit vir die Here aangenaam is en dat hy hom daarin verlustig. Dit is eenvoudig so. So werk dit in hierdie verhouding, in hierdie verbond tussen die Here en sy kinders. Ek kom in 'n verdere aandgesprek weer terug by hierdie verhouding tussen die Here se liefde vir my en my liefde vir die Here. Vanaand bly ons by die eenvoud daarvan. Ek moet vanaand al my liefde teenoor die Here verklaar. Die Here het my eerste lief gehad, so lief dat hy sy seun gestuur het. En ek het die Here lief met 'n gehoorsaamheidsliefde. Dit is so eenvoudig. Here, ek het U baie lief. Goeienaand.